Goeiemôre en baie welkom by ons erediens vanoggend op hierdie lieflike Sondagmôre. Ons voorsang vanmôre kom uit lied 340. Kom ons loof die Jesuskind. Ja, Kersfees is verby, nuwejaar is ons volle swang en ons vergeet van Kersfees, Jesus is gebore en die wonder wat plaasgevind het. Nou geliefdes in die Here sê ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is, wat was, wat kom, die Almagtige. Amen. Gemeente van die Here, mag die Heilige Gees met ons wees tydens die erediens. Mag ons genade en vrede van God ons Vader en sy Seun Jesus Christus ontvang. Nou God het ons met sy Seun gegroet, laat ons met blydskap daarop antwoord, saam te sing uit lied 157, Here Jesus, ons is saam. Nou geliefdes in die Here,
God se wet eis liefde van ons. Hoe som Jesus vir ons die wet op in Matteus 22 vanaf vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Nou broers en susters, omdat die woord ons leer dat ons uit genade deur geloof gered word, laat ons geloof bely en elkeen spreek in sy hart soos volg. Ons glo in een God, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons die mense, ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het, deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is. En op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo in een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het sopas ons geloof bely. Kom ons antwoord met blydskap daarop, deur die volgende lied saam te sing, lied 200, U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Liefdes in die Here, terwyl ons so sit, kom ons buig ons hoofde voor ons Heer en Hemelse Vader. Ons almagtige Heer en Hemelse Vader, Here, ons staan vir 'n oomblik weer stil voor U aangesig vanoggend. Ons kom na U toe, Here, en ons smeek om genade en vergifnis. Ons spandeer soveel tyd aan ander dinge en so min tyd aan U woord, Here.
aan dit wat saak maak, aan dit wat ons ewige bestemming bepaal. Here, maar ons weet, U ken ons harte, en ons weet, ons kan alleen gered word deur U genade, Here. En ons dank U daarvoor, Here. Want as dit van onsself afhang, is ons totaal verlore. Here, daarom smeek ons U vanoggend, vergewe ons sondes, vergewe ons oortredinge, Here. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, Here, tot in alle ewigheid. Here, dit beteken altyd, tydloos. Maar Here, ons vra ook U seën op ons geliefdes, die wat siek is, die wat ongesteld is, die wat deur moeilike tye gaan, Here, die wat veg teen depressie, duistere dinge in die gemoedere, Here, of die wat eenvoudig net voortwandel deur die lewe, asof daar geen sorge en ergernis is nie, Here, wat eenvoudig net afvallig geraak het van U woord. Here, ons weet daar so baie van ons eie volksgenote, Here, wat eenvoudig die rug gekeer het op U. Here, laat daar 'n oplewing kom. Laat hulle besef dat U is almagtig en U is die God van hemel en aarde. En ons kan slegs deur U genade gered word, Here. Here, ons dank U vir alles wat U vir ons gee. Ons dank U, Here, vir die seëninge wat ons uit U hand ontvang. Want alles wat ons het, kry ons van U af, Here. Ons is tot niks in staat op ons eie kragte nie. Maar ons het alles in staat deur U wat ons krag gee. En ons dank U daarvoor, Here. Gaan nou met ons in die erediens verder. Hou U hand van beskerming oor ons, Here. Laat ons die woord hoor wat U wil en ons moet hoor. Amen. Nou geliefdes, vanoggend ons skriflesing uit Maleagi 3, vers 13 tot 8. Ek lees vir u uit Maleagi 3, vers 13 tot 18. Die son van redding sal skyn. Julle het vermetelinge dinge oor my kwyt geraak, sê die Here. Maar julle vra, wat het ons oor u gesê? Julle het gesê, dit is nutloos om God te dien. Wat het nut het dit dat ons sy bevel uitgevoer het en in rouklere rondgeloop het vir hom, die Here, die Almagtige? Dit lyk vir ons, of die wat teen hom opstand is, die gelukkiges is, en of die wat verkeerd doen, vooruitgaan. Hulle daag God uit en kom vry. Toe die mense wat eerbied vir die Here het, onder mekaar geredeneer en die Here het dit gehoor en daarop aggeslaan. Daar is 'n gedenkboek voor hom geskryf, en met die name van die wat eerbied vir die Here het en waarde heg aan sy naam. Dit sal vir my 'n kosbare besitting wees die dag as ek ingryp, sê die Here, die Almagtige. Ek sal goed wees vir hulle, soos iemand wat goed is vir sy seun, wat vir hom werk. Dan sal julle weer die verskil sien tussen wie goed doen en wie goddeloos is, tussen wie my dien en my nie dien. Tot sover die woord van die Here. Mag elkeen wat dit hoor, dit in hulle harte bewaar. Ons dank die Here vir die geskrewe openbaring van die woord en vra U seën op die gepreekte woord wat volg. Laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik is voor U aangesig, o Heer, my God en my Verlosser. Amen. Ons tema is eenvoudig vanoggend. Waar staan jy? Ons kyk na ons teksvers in vers 16. Toe het die mense wat eerbied vir die Here gehad het, onder mekaar geredeneer en die Here het dit gehoor en daarop aggeslaan. Daar is 'n gedenkboek voor hom geskryf met die name van die wat eerbied vir die Here het en waarde heg aan sy naam. Ter agtergrond en inleiding. Geliefdes in die Here, die boek van Maleagi dateer uit definitief uit die 5de eeu voor Christus. Nadat die tempel reeds herbou was. Maleagi beteken boodskapper. Dis wat hy die boodskapper van God in hierdie tyd. In 'n aantal gesprekke met die volk, bestraf die profeet die volk oor hulle sondes op die gebied van die erediens, die huwelikslewe en die toekomsverwagtings. Die hoogtepunt is die gedeeltes oor die verkiesende liefde van God, Maleagi 1 vers 2 tot 5, die ware erediens, Maleagi 1 vers 11, en die vooruitsig van die son van redding wat sal skyn met genesing en sy strale oor die vromes, Maleagi 4 vers 2. Die volk waarvan hier gepraat word is die Joodse gemeenskap van die na-Babyloniese ballingskap.
In een opsommende sin gaan die boek oor die versekering aan die volk dat die Messias koning sal kom. En nie net om die mense te oordeel nie, maar ook om hulle teen te seën en te herstel en te genees. In Maleagi 3 vers 13 tot 18 moedig God ons aan om getrou te bly aan hom te midde van twyfel en beproewinge. Hy herinner ons aan sy geloftes van seën vir die wat hom vrees en na geregtigheid streef. Hy moedig ons aan om opreg en volhardend in ons verhouding met hom te wees. Terwyl ons op sy genade vertrou en uitsien na die dag van sy regverdige oordeel, waarin die regverdiges onderskei en beloon sal word met ewige vreugde. Nou dit was net ter agtergrond om 'n kort oorsig te kry. Deel van hierdie volk wat in en om Jerusalem gewoon het God se ooreenkomste, belofte, met hulle in twyfel begin trek. Hulle het sy liefde vir hulle as volk begin betwyfel en sy oordeel bevraagteken. Hulle het aanleiding gegee dat hulle begin het om alle hoop te verloor. Dit is nie ook wat gebeur met die vrye wêreld waarin ons leef nie. Oor die eeue heen verloor mense hoop. Trek God se liefde in twyfel en raak die pad totaal en al byster. Dit gebeur daagliks. Ons sien dit en ons ervaar dit. In die werksplek, gemeenskap waar ons bly en so ook in ons kerk van vandag. Die eerste deel van hoofstuk 3 het die mense God uitgedaag. Hulle het beloof, maar God het hulle beloof dat as hulle tiendes bring na die huis van die Here, sal hy voorkom dat hulle druiwe van die wingerdstokke afval. In konteks het die mense nie die beste vir die Here geoffer nie. Hulle het gebrekkige diere en offerandes gebring. En ons weet, ons moet die beste vir die Here gee. Die Here sê dis vir die volk, offer wat geregverdig is en goed is aan my. Gee vir my huis wat my huis toekom. Meen die kerk, en God is die kerk, want die kerk is nie net 'n gebou nie, maar die gemeenskap van die heiliges voor die aangesig van ons Heer en Hemelse Vader. Nou as ons Maleagi in meer detail lees, sien ons dat 'n sleutel-element van die boek herhaling is. As ons kyk na die 1983 vertaling, kom die Here die Almagtige 24 keer voor. En dan die woord julle, die wat die Here uitdaag, 35 keer. En hulle, die wat die Here eer, 12 keer. Goddeloos is slegs 2 keer en eerbied 5 keer. Ek haal hierdie woorde spesifiek uit. Van vers 13 begin met julle het vermeende dinge kwyt geraak. Julle vra. Nou hierdie julle is voortvarend, arrogant en uitdagend teenoor God. As ek kan verwys na Obadja 1 vers 3, staan daar skryf, jy is deur jou vermetelheid mislei. Jy wat daar in klipskere sit, wie se woonplek hoog in die berge is. Jy wat dink, wie sal my hier afkry grond toe? Dink die mens werklik dat hy God kan beproef? Dat hy verhewe is bo hom? Hoeveel keer het ons selfs in ons lewens gesê, dan kyk hoe goed gaan dit met die mense en daardie persone wat God nie eens ken of dien nie. Dit lyk of hulle alles het. Ja, erken dit maar. Dit is soms hoe ons dink en ons vergeet van God se genade in ons eie lewens. Die woorde dat dit nutteloos om God te dien, duik soms op. Dit beteken dat daar gereken word is 'n mors van tyd. Vra maar hoeveel mense, nie wat ons gaan die kerk toe en ons dien die Here nie, is 'n mors van tyd, man, ons het ons eie goed waar ons besig hou. Geen doel om sy woord na te volg nie. Die volk hier in hierdie geval gaan verder verwys na die tyd toe hulle geween het voor hom. En as ons ween, is dit iets wat ons harte raak. Iets wat verlore gaan. Iets wat verlore gegaan het. Maar met watter gesindheid word hierdie woorde gespreek? Wêreldse geluk maak dan hul lewens vol. Dit wat die wêreld hulle bied. As alles dan goed gaan met die wat God uitdaag, hulle is sorgloos en suksesvol, lyk dit vir ons, so wil dit voorkom. Maar dink mooi hieroor na. Dis 'n gejaag na wind, of is dit die pad van die pottebakker, wat die klei vorm na sy wil om 'n verstoonstuk van die kruik te word in sy handewerk. Bruikbaar. Doel is bereik. Die vraag word weer gevra, waar staan u en ek? Hoe stewig is jou fondamente waarop jy bou?
God wil met blydskap gedien word, nie met 'n geweekklaag nie, want dit is vol vreugde wat ons die Here dien. Want ons is dankbaar, Here, dat U ons genadig is, dat U ons uitverkies het, dat ons eendag saam met U gaan wees in volle liefde, volle omvang van dit wat U ons bied. Nou as ons as Christene weet, ons moet ons daagliks vernuwe voor God. Hoekom doen ons dit nie? Ons teksvers, vers 16, is by die kern waaroor dit hier gaan, dat die Here gevrees moet word. Onthou, hierdie vrees is eerbied, respek en ontzag, nie 'n verlore bang wees nie. Nee, ons moet praat met mekaar, want hulle kom saam in hierdie tye van nood, sê die woord vir ons. Hulle verootmoedig hulle voor die Here, betoon hulle dienende eerbied en respek. As ons kinders in liefde en erns in nood kry na ons as ouers uitgestuur word, wat doen ons? As jou kind roep en hy het 'n nood en hy het 'n behoefte, sit ons maar net daar en gooi 'n dowe oor vir hulle? Nee, ons neem onmiddellik aksie. Wat kan ons doen om te help? Want ons is lief vir ons kinders. Hoeveel te meer is dit nie die geval met God nie? Hoeveel te meer as ons 'n noodroep na hom toe het vir hulp, dat hy sal luister na ons op sy tyd vir wat ons nodig het. Die Here se kinders praat met hom. Hierdie deel van die volk soek gesamentlike bemoediging van mekaar. Staan sterk, versterk mekaar. Hulle smeek, roep, val nie op dowe ore nie. Die Vader luister. Nie net luister hy nie, hy slaan ag op hulle woorde. Wat doen die wat hom eer? Wat doen hulle toe? Daar is 'n gedenkboek voor hom geskryf. Met ander woorde, voor die Here geskryf, met die name van die wat eerbied vir die Here het en waarde heg aan sy naam. Dink daaroor na. Die wat eerbied het vir die Here en waarde heg aan sy naam. Eerbied en waarde. As jy God dien, dan eer jy hom met ontzag. En as jy waarde heg aan God as jou redder, dan is dit mos kosbaar vir jou. As dit kosbaar vir jou is, beteken dit beskerm. Hou dit na aan die hart en vat volle eienaarskap daarvan. Want onthou, dink vir 'n oomblik oor na. As jy voor die Here staan en jou naam in sy gedenkboek opskryf, omdat jy sê, ek eer hom, ek vat dit ernstig op. Dit is ernstig. Maar dit is ook wonderlik, want jy gee alles wat jy het vir die Here. Dit is so belangrik. Maar wat ons in gedagte moet hou, die dag as die Here sê genoeg is genoeg en die oordeel vel, sal hy goed wees vir die hulle, die wat hom met eerbied en ontzag dien. Hy vergelyk dit met iemand wat goed is vir sy seun wat vir hom werk. 'n Vader en moeder leer tog hul kinders. Hulle word gelei, hulle word omgesien na. Daar word seker gemaak dat hulle die pad ken wat te gevolg moet word. Hulle word voorberei vir die pad wat voor lê, vir die toekoms. Waar 'n kind vir 'n vader werk, word hy verder geleer om die stuur van sake oor te vat eendag. Dit is 'n kosbare besitting. Hoeveel te meer is ons as kinders in die oë van die Here kosbaar vir hom. Dis hoekom hy ons met ons bemoei. Dis hoekom hy lief is vir ons. Nou God sê hulle eerbied 12 keer en nie julle die uitdagendes nie 35 keer. Dis nie ook die tendens waarin ons lewe nie. Vir die julle of die uitdagers van God sal die dag beteken daar sal gesien word wat reg is en verkeerd is. Die dag van die Here wanneer hy sy toorn wat die aarde sal laat geskied. Dan is dit te laat om te draai. Dan het die lewensklok sy finale slag geslaan. Jy kan dit nie terugdraai nie. Maar kom ons kyk. Wat sê die Ou Testament, die Psalms en die Evangelie vir ons? Want dit is tog belangrik om te sien dat dit reg deur die woord van God opgeteken is. Dat dit nie net hier in Maleagi staan nie. Eksodus 32 vers 31 sê, Moses het toe na die berg teruggegaan en gesê, hierdie volk het 'n ernstige sonde gedoen, vir hulle 'n God van goud te maak. Vergewe tog hul sondes. As dit nie kan nie, moet u my naam maar uitvee uit die boek wat u geskryf het.
Maar die Here het vir hom geantwoord: nee, ek sal hulle wat teen my gesondig het, se name uit my boek uitvee. Gaan lei jy na die volk, na die plek toe, waarvan ek met jou gepraat het. My engel sal voor jou uitgaan. Op die dag dat ek rekenskap eis, sal ek die volk straf oor hulle sonde. Kom ons gaan dan verder en kyk wat sê Psalm 56 vers 8. Moenie dat hulle ongestraf bly vir hulle vyhandigheid nie. Laat die toorn hulle vernietig, o God. My ellende het nie ongemerk by u verbygegaan nie. U het op my trane gelet. In u boek staan hulle opgeteken. Die dag wanneer ek na u roep om hulp, val my vyande terug. Dit weet ek. God is aan my kant. En dan kyk ons na die Nuwe Testament. Lukas 10 vers 20. En tog moet julle nie bly wees, net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie, maar wees veral bly, omdat julle name in die hemel opgeskryf is. Nou geliefdes, in die laaste vers wat ons gelees het, spreek Jesus met sy disippels, nadat hulle uitgestuur is om die evangelie te verkondig en siekes te genees. Hy waarsku om nie net bly te wees oor die wonderwerke en die kragte wat hulle mag ervaar nie. Die disippels het mag ontvang om bose geeste te beheer, maar Jesus moedig hulle aan om nie hierdie gawe te misbruik of dit as die hoofsaak te beskou nie. Die kern van sy boodskap is dat hulle nie moet bly wees oor hulle vermoëns nie, maar veral omdat hulle name in die boek van die hemel opgeskryf is. Veral omdat hulle name in die boek van die hemel opgeskryf is. Hier verwys na geestelike redding. Besef ons wat geestelike redding is? Want dit is tog belangrik. Dis jou burgerskap in die koninkryk van God. Dit herinner die disippels daaraan dat die ware oorsaak van die blydskap nie gevind moet word in aardse prestasies of gawes nie, maar eerder in die verhouding met God en die versekering van 'n ewige lewe. In weer konteks moedig hierdie vers ons aan om nie ons geestelike lewe te meet aan die aardse maatstawwe van sukses nie, maar om te fokus op die ewige dimensie van ons verhouding met God. Dit herinner ons daaraan dat ons sal ek wil sê groot blydskap vind in die geskenk van verlossing en die deelname aan God se koninkryk. Want dit is iets wat jy ontvang. Jy is tog dankbaar as jy 'n wonderlike geskenk ontvang. Ek sluit af met die volgende woorde. Geliefdes, is dit nie bemoedigend nie? Die wat nie op God se woord let nie, sal nie ontvang wat hulle verdien nie. Ek herhaal. Die wat nie op God se woord agslaan nie, met ander let nie op nie, sal ontvang wat hulle verdien. Ons as sondaars kan alleenlik onverdienstelik uit genade gered word. Dus sal die wat God eer en dien, ontvang wat hulle nie verdien nie. Besef nie? Ons ontvang wat ons nie verdien nie, uit genade, onverdienstelik. God het ons gekies uit genade en daarom is ons as gelowiges vol blydskap. Die dag van die Here is naby en geliefdes, onthou. Ewig is ewig. Ewig is nie tyd nie. Laat ons nie vermetelinge kwytraak teenoor mekaar of teenoor God nie. Die mense wat eerbied het vir sy naam heg waarde daaraan. Maar die vraag is nou, wie is u? Waar is u? Aan watter kant staan u vandag? By hulle of by julle? Dienend of nie dienend? In die groot dag sal ons sien wie regverdig en wie goddeloos was. Elke mens se bestemming sal ook volmaak en ewig bepaal word. Die regverdige sal dan volkome gelukkig wees en die goddelose volkome ellendig sonder enige verdere hoop. As die regverdige almal aan die regterkant van Christus is en hulle word genooi om geseën te word en al die goddeloses aan sy linkerkant word aangesê om met 'n vloek in die ewige verderf in te gaan, dan sal dit maklik wees om tussen die hulle en julle te onderskei, van God onderskei, God bepaal. Wat ons self betref, is ons natuurlik besorg oor ons verhouding met God, en glo ons dat ons deur God se genade ons by sy troon sal bevind.
maar ons voor die tyd niks en niemand oordeel nie. Want geliefdes in die Here, die oordeel kom ons nie toe nie. Dit behoort aan die Here. Want onthou, met die swaard wat jy oordeel, sal jy mee geoordeel word. Bid liewer sonder ophou, dat deur Jesus Christus die son van redding oor ons as sy kinders sal skyn. En onthou, net jy kan die vraag beantwoord. Waar staan jy? Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, dankie vir hierdie wonderlike gedeelte uit u woord uit. Dat ons weer kan besef, Here, dis so belangrik hoe ons lewe, waar ons staan, wat ons doen. Maar Here, slegs deur u leiding en u genade kan ons staande bly. Kan ons die pad vat loop wat u vir ons bepaal het, Here. Daarom vra ons die Here, vergeef ons. Help ons om u woord te eer. Help ons om ons te bemoei met u woord, Here. Maar help ons dat ons dit vreugde vind daarin. En u met blydskap dien, Here. Want dit is tog wondervreugde. As ons keer op keer as u ons genadig is, Here. Keer op keer as ons ontvang wat ons nie verdien het nie. Here, dit is so wonderlik en is so goed. En daarom moet ons as Christene die lewe met 'n blydskap lewe. Want u is ons redder. U is ons Vader, Here. Here, gaan met ons in die week wat voorlê. Hou u hand van beskerming oor ons en ons geliefdes. Lei ons in die werksplek, by ons huise, sportvelde, waar ons ook al is, Here. Laat u wil geskied. En laat ons, Here, leef soos wat Christene moet leef, op 'n vaste fundament, dat ons weet waar ons staan. Om u naam ontvul. Amen. Ons slotlied vanoggend is lied 488, helder skyn u lig vir die nasies. Helder skyn u lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien u is die lig, mag u lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons saam, tot die hele wêreld kan jubel oor die naam, mag u lof hier deur ons klink. Balsem bring herstel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense met hul siel, tot die hele wêreld kan sien dat u genees, mag die troos hier deur ons bied. Heer, die woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat u bevry, mag die hoop hier deur ons gee. U is koning Heer oor die aarde, die mense vra na u wil om u te eer, tot die hele wêreld kan juig en regeer. Laat u ryk hier in ons kom, laat u ryk hier deur ons kom, laat u ryk hier Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.